Goeiedag, ek groet jou in die kosbare naam van Jesus Christus. Een van die mees vertroostende skrifgedeeltes in die Bybel is Romeine 8 vers 28 wat sê, en ons weet, dat vir hulle wat God liefhet, alles ten goeie meewerk, vir hulle wat na sy voorneme geroep is. Hierdie vers is vir gelowiges, vir verloste kinders van God, wat die Here liefhet en wat volgens sy voornemens wandel. Daar is net iets binne ons wat sê, ek verstaan dit nie, en ek kan dit nie verduidelik nie, maar ek weet dat God aan die werk is in my lewe, en dat iets goeds daaruit sal kom. Let op die woord meewerk. Sou jy daarvan hou om koeksoda te eet? Of koekmeel? Nee. Maar wanneer jy dit saamvoeg, eiers en suiker byvoeg, dit meng en in die oond sit, kom dit uit as iets goeds. Dan kry jy koek. So wanneer die Bybel praat van alles, sluit dit die dinge in die lewe in, wat pynlik, onregverdig en soms moeilik is. Onthou jy vir Josef? Die pad na die troon van Egipte het Josef deur verraad, valse gevangenisstraf en teleurstelling gelei. Maar op die ou einde kon hy terugkyk en in Genesis 50 vers 20 sê, want julle het wel kwaad teen my bedink, maar God het dit ten goeie gedink om te doen soos dit vandag is, om 'n groot volk in die lewe te hou. God het 'n goeie plan vir Josef gehad, en dinge het op die ou ende afgespeel soos wat dit moes. Uiteindelik kon hy sê, dat alhoewel die dinge wat met hom gebeur het, oorspronklik vir kwaad bedoel was, God dit vir goed omgedraai. Dieselfde ding is waar in ons lewens. Satan kan ons nie verslaan, as ons aanhou glo, dat God vir ons bes wil werk nie. Op maniere wat ek en jy nie nou kan sien of verstaan nie, laat God alles ten goeie meewerk. Het jy God lief? Glo jy dat hy 'n plan en 'n doel vir jou lewe het? Probeer jy hom behaag? Vertrou hom dan vandag om alles ten goeie mee te werk. Here, dis nooit lekker om deur moeilike tye te gaan nie. Maar dankie dat ek vandag